Van die plaas tot by jou braaivleisvuur, die back-and-claw seer krisis raak almal in hierdie land. Ek is seker jy het dit al in jou sak gevoel, maar die impak van die krisis reik veel verder as die choppie op jou kole. Boere is op hul knieë, die staat is stadig om te reageer en die uitrol van die inentings lyk nie of dit daadwerklik 'n verskil maak nie. So waar het dit begin, hoekom het dit gebeur en wat moet ons doen om ons vleisbedryf te red? My gas vandag is François Rousseau, uitvoerende hoof van SAI of die South African Agri Initiative. Welkom François. Dankie Jaco. Het is 'n voorreg om jou hier te hê. Ek ken jou nou al 'n geruime rukkie. Dit is vir my voorreg om saam met SAI ook 'n paar projekte aan te pak. Julle harte is op die regte plek en dit is daar vir die boer. Nou, om net 'n bietjie meer duidelikheid te gee vir Jan Allerman wat by die huis sit. Waar het back-and-claw begin? Ja, back-and-claw seer is eintlik 'n siekte wat endemies is in Suid-Afrika. Die groot rede daarvoor is maar as gevolg van die buffelbevolking in die Kruger Nasionale Park. Die Kruger Wildtuin is gebou noord na suid toe en die diere migreer maar gewoonlik oos na wes se kant toe en dis veral die olifante. So die olifante beweeg, hulle migreer tipe van, hulle trap die drade plat, daai buffels kom uit, daai buffels infekteer dan kommunale beeste of aangrensende beeste in daai plase en vir amper 100 jaar het ons daai siekte in toom gehou deur rooi zones en bufferzones te hê wat die res van die land beskerm het waar ons back-and-claw seer vry was. Daar was enkele uitbrake in die vroeë 2000s en toe 2019, 2021, maar 2021 is werklik waar ons probleem vandaan gekom het. 2021 het ons 'n uitbraak gehad in KwaZulu-Natal. Van KwaZulu-Natal af het hy gespring na Newcastle toe, van Newcastle af in die kommunale gebiede in Gauteng. En van Gauteng af het hy een van ons land se grootste voerkrale laas jaar geïnfekteer. En dis waar ons sien waar werklik die siekte nou uitgebrei het na 9 provinsies toe. Iets ongehoord in ons geskiedenis. Inteendeel, ons wet 32 van 1984 was eintlik geskryf net vir enkele uitbrake. Daai wet kan nie eers meer van toepassing wees op ons vandag nie, want ons was net gewoond aan hierdie enkele uitbrake in Limpopo. Dis ongelooflik. Ek het 'n episode terug vir Silje gehad, ek praat oor die pype. Sê hy was daar's 'n pyp in Johannesburg wat in 1905 nog daar was. Nou om iets te kry om dit reg te maak en dit voel vir my amper soos die wet wat jy nou van gepraat het. Dit glad nie meer van toepassing tot by die probleem nie. Nou as dit kom by biosekuriteit op by wildsboere nou veral met wat gemengde boerdery het, wat bees en buffelboer. Hoe intens is ons biosekuriteit op die oomblik? Ja, ek wil net terugkom wat jy nou daar gesê het oor die pype. Daai wet kon nog van toepassing gewees het as ons 'n funksionerende staatsveeartsenydiens gehad het. Die groot rede en waarop almal kan saamstem is dat die rede wat ons is waar ons is gevolg van die feit dat staatsveeartsenydienste in Suid-Afrika, daai protokolle, daai prosesse, alles wat ons nodig gehad het om back-and-claw seer binne agter die rooi lyn te hou, is nie meer daar nie. Dit is as gevolg van staatsverval en as gevolg van hierdie staatsveeartsenydienste bevind ons onsself nou hierso. Omtrent 60% van wildboere is ook gemengde boere. En ons het in Suid-Afrika baie moeite gedoen oor baie jare om hierdie geïnfekteerde buffels te hê wat om en by die Kruger Wildtuin is. En dan skoon buffels in die res van die land. En ons het baie moeite gedoen om daai skoon buffels te teel. Die probleem met buffels is as back-and-claw seer eers binne in 'n buffeltrop is hy daar. Jy kan nie van hom ontslaa raak soos wat jy met beeste nie. Jy kan ook nie ent vir dit nie. So jy moet die twee van mekaar apart hou. En streng biosekuriteitsreëls is die enigste manier hoe jy dit doen. En ek dink dit is 'n ding waar ons nou sukkel want back-and-claw seer raak alle gesplete hoefdiere. So as ons praat van gesplete hoefdiere is dit varke, beeste, duikers, kudus. Hulle het nou die eerste geval van back-and-claw seer in kudus bevestig, want die boere daar in KwaZulu-Natal het agtergekom en die veeartse, hulle kom by die diere en dan sien hulle die bene is lam of hulle kan nie opstaan nie, maar niemand het dit nog ooit bevestig binne in die wild nie. En hulle het dit nou in kudus opgetel in KwaZulu-Natal en ook van die ander diere en toe kon hulle sê, maar dit verklaar al hierdie sterftes. Nou moet jy dink hoe maklik versprei daai ding. Bosvarke tussen die mielielande. Ja. En jy weet enige kondisie wat 'n temperatuur bo 80% humiditeit, dan is daai ding op sy maklikste om versprei te word. So die siekte is baie moeilik om te beheer as jy nie baie streng biosekuriteitsmaatreëls het nie. En ongelukkig met dit wat slap gelê het, is ons nou waar ons is. Ja, want jy kan duidelik in Namibië sien daar's die rooi lyn.
Ja. En ek dink nie ons het dit meer in Suid-Afrika nie. Ons het dit word net nie, daar's nie die politieke wil om dit te beskerm nie. Ons het nie meer 'n weermag of 'n polisiediens wat padblokkades hou nie. Ons boere word nie meer bemagtig om binne in hulle boereverenigings, binne in hulle GPF padblokkades te hou nie. Hierdie groot ding en wat ons nog steeds nie tot vandag toe sien. Ons sien nie padblokkades nie. Ons kan dit sien met minister Ivan Meyer wat in die Wes-Kaap nou met dit begin het en hy het dit dadelik in plek gestel. Want dis die eerste ding wat jy doen. Jy koördineer saam met daai mense om padblokkades op te sit sodat diere wat siek is nie oor hierdie grenslyne reis nie. En ek bedoel dis ook die maklikste manier vir spekulante om geld te maak. Jy gaan in 'n geaffekteerde gebied in, jy koop diere vir baie goedkoop en jy gaan na 'n skoon gebied toe en jy verkoop dit vir die markprys daar. Ja. En dis hoe ons ook sien die siekte partykeer ook versprei. Nou, as jy vir my kan sê, die een probleem wat ons sit om hierdie probleem op te los. Privatisering. Yes. Ons gaat ons weer. ons sit met 'n absolute obsessie oor die sentralisering van mag binne in die waardeketting. Ons sien dat minister John Steenhuisen het besluit dat dit is net die staat wat enstof sal verkry vanuit die buiteland en dit ook sal versprei. En die groot probleem daarmee is een, die staat het nie die kapasiteit nie. Hy wil hê dat onderste poort biologiese produkte wat geregistreer is ook as 'n maatskappy, maar dis 'n staatsbeheerde maatskappy soos SAL en die poskantoor en al daai tipe entiteite. Hy wil hê dat daai entiteit die sentrale punt is waar alle enstowwe inkom en versprei van word. Nou die probleem met dit is sodra jy meer rolspelers in die waardeketting sit, stoot dit pryse op. Natuurlijk. En die wagtyd raak meer. Hierdie is nie 'n siekte waar ons mee kon wag nie. Ons kan nie nou sê hoorie maar as ons dit binne die volgende week dan gaan ons handvatsel sê. 'n 10 maande wagtydperk is belaglik vir 'n boer. Dis klaar te laat. En wat ons regtig bekommer is die feit dat ons nie weet of familieboere werklik gaan toegang kry nie. Want as die entstowwe nou inkom soos wat dit het, waarheen gaan dit eerste? So eerste is daar hierdie tweespalt wat ons nie regtig seker is oor sy strategie nie. In een verklaring sê hy ons gaan die nasionale kudde van 14 miljoen beeste ent en die ander een sê hy ons gaan die geaffekteerde gebiede. So die een is al die beeste wat die strategie is en ons almal het saamgestem. Ons moet al die beeste ent. Want vir entstof om vatplek te kry, moet jy 80% van 'n gebied ent en dan is daar kudde immuniteit. So ons was alles vir die totale nasionale kudde. Nou in die ander een sê hy die geaffekteerde kudde. Nou dit beteken net waar daar uitbrake gerapporteer is. Nou want net minder as 10% van gevalle word geaffekteer. So nou kom hierdie entstowwe in, nou gaan dit na die provinsies toe. Nou gaan die provinsiale veeartsenydienste en hulle vat dadelik alles wat daar beskikbaar is en hulle versprei dit na hierdie gebiede toe. Maar nou is die ander probleem, hoeveel staatsveeartse is daar? Hy het nou eers gister gesê privaat veeartse kan ook ent. Privaat veeartse ent nie in Suid-Afrika nie, hulle is te duur daarvoor. Die privaat veearts staan en hy doen die regulering, monitering en hulle doen opleiding. Dit is boere en hulle plaaswerkers en veetegnisie wat hierdie entings doen. So nou het die staatsveeartse die entstowwe, nou moet hulle op een of ander manier van OBP af, wat al hoeveel keer verklaar het, dat hulle of bankrot is, of nie die infrastruktuur het nie, of net nie bloot die vermoë mee het om entstowwe self te vervaardig, want hulle doen nie meer, ons vervaardig nie meer back and closure entstof nie. Daar's nou hierdie 12.600 entstowwe wat hulle by die LNR geproduseer is, wat nou 'n ander storie is. En hulle gee dit dan vir die staatsveeartse. Baie van daai staatsveeartse het nie voertuie om mee te ry nie. En staatsveeartse job is maar meestal net in 'n kantoor. Hulle het nie, party van hulle het nie airtime nie. Nou kom hulle op die plase of in die kommunale gebiede. Wie jaag daai diere na 'n nekklamp toe? Ja. Wie spuit daai diere? Wie tag daai diere? Wie brand daai diere? So die uitrol hiervan is 'n storie heeltemal op sy eie en daar is nog nie 'n plan vir die uitrol nie. Ons het nog die hele tyd gepraat oor die entstowwe en ons moet die entstowwe kry. Nou die eerste miljoen geland en ons wag vir die volgende miljoen. Probleem met daai eerste miljoen was geallokeer. Dit is geallokeer. Die provinsies wat die meeste gaan kry is natuurlik KwaZulu-Natal, Gauteng en die Vrystaat, want dit is die drie met die meeste, maar dan ook proporsioneel na al die provinsies toe met die Wes-Kaap wat 30.000 entstowwe gaan. Ek het vanoggend gesien die Swartland is getref. Ja. So is dit die finale spyker in die doodskus? Dis 'n reuse probleem want daar's baie groot melkerye daar. Ons sien dat back and closure het die grootste effek in die melkbedryf. Die koste of die skade per kop is ongeveer R5.000 per kop. Net in 'n gevalle studie wat in die Oos-Kaap gedoen is, het hulle R1 miljard verloor in die melkbedryf daar, want daai diere is net soveel meer vatbaar vir die siekte. Hulle hoewe kom los van hulle bene af, dan kan hulle nie meer opstaan nie.
Die eiers se letsels is baie erg. Die vel kom af as jy hulle probeer melk en daai diere moet elke dag gemelk word. Sere in die mond, so hulle kan nie meer eet nie. So wat jy later doen is jy loop deur jou plaas en jy skiet diere dood, nie as gevolg van die siekte nie, maar wat die siekte aan hulle doen, wat die simptome veroorsaak. En die skade as gevolg van dit is massief en dis generasies, dis genetika wat ons nie oor 1 of 2 geslagte weer gaan terugkry. Ons gaan dit weer moet opbou na waar ons nou is. En dit het jare gevat om tot by dit te kom. Presies. Dink jy daar's 'n manier wat ons kan gaan en sê, okay, jy as boer as jy wil privatiseer, is verantwoordelik vir jou eie eindstof. Jy kan jou eie eindstowwe bekom, maar solank jy die gebruik van 'n staatsveearts, solank jy 'n staatsveearts gebruik, net om die proses te vergemaklik. Ja, kyk, dit is 'n baie goeie vraag daai en dis hoekom ons 'n hofaksie nou gebring het saam met Sakeliga en Vrystaat Landbou, want ons het gesê hierdie ou stuk wetgewing wat ons gepraat van 1984, hy het net gehandel oor siek diere, diere wat in kontak was en geaffekteerde diere. So dit is binne in daai radiuszone van 'n uitbraak. Ons praat nou van voorkomend end. Wat doen jy wat jy kan sien? Dit is 10 kilos af in die pad, jou buurman het dit, of sy buurman het dit, en jy weet dit kom. Wat kan ek nou doen om my eie bates te beskerm? Daar's niks in daai wetgewing wat sê, jy mag nie entstof kry, en jy kan nie daai diere ent nie. Dit is die probleem. En eintlik moet die minister vir ons dankie sê, dat ons hof toe gaan, en 'n verklarende bevel gaan kry om te sê, daar's niks wat julle tans keer in die huidige regulasie of die wetgewing, dat julle hierdie entstof kan koop en toedien nie. So die probleem kom dat hulle sê dis 'n staatsbeheerde siekte, dis die verantwoordelikheid van die staat, behalwe die staat gaan net nie die rekening optel nie. So vertrou ons om die oplossing te bring, maar as gevolg al die skade kan ons julle niks mee help nie. Daarvoor is julle op julle eie. En hier's 'n paar redes wat hy aanvoer hoekom hy nie wil hê die privaat sektor moet betrokke raak nie. Een sê hy is bang vir 'n biologiese wapen wat ontwikkel word uit hierdie entstof uit. Nou, dit is een van die kranksinnigste argumente, want as ek regtig wou, het ek 'n naald gevat, na 'n siek dier toe geloop, het opgetrek, en dan 'n biologiese wapen daarvan gemaak, in 'n ander land waar die siekte nie teenwoordig is, soos Amerika, of Australië, of Europa, daar waar dit hulle regtig erg sou tref. So, dis hierdie tipe argumente wat hy voer, en dan die ander groot een is natuurlik die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid. Hy sê, as gevolg van hulle reëls, as gevolg van OA se reëls en sy regulasies, sê dit dat die staat beheer moet hê. Ons het vir hulle geskryf en hulle het vir ons gesê, hoorie, daar's niks by ons. Ons het 'n sekere stel standaarde van jy moet darm 'n kwaliteit entstof hê, jy moet opgeleide mense hê wat dit en. Maar ons sê nie, ons sê vir geen land voor wie die entstof mag verkry, wie dit moet toedien, hoe dit versprei word nie. Dit is nie ons werk nie, dit is sit binne in julle eie land. En die minister gebruik die heeltyd daai stok aan ons kant oor hoekom die privaat sektor nie hier kan betrokke raak nie. So dit is al hierdie drog argumente wat eintlik maar net neerkom op 'n sentralisering van mag en om 'n staatsentiteit soos Onderste Poort biologiese produkte uit die moeilikheid uit te help. So die enigste ding wat vir my nou in my kop opkom is hierdie is maar net nog 'n manier om weer geld te maak. Dit is absoluut so. Dis absoluut so. Dis hoekom toe ons, jy sal sien, al die privaat verskaffers is absoluut oop oor die prys. Hulle sê vir jou, hoorie, as die entstowwe inkom is R45 'n dosis. Marula Media het in Desember, ek dink die 24ste Desember laas jaar, het hulle 'n versoek gerig aan die Departement van Landbou en gevra, wat gaan entstowwe boere kos? Op 'n amptelike dokument van die departement af het hulle gesê, dit gaan boere R300 per jaar kos vir die dosis. So, daar's hierdie teenstrydighede oor wat dit gaan kos, wie die geld gaan maak, waar gaan die geld vandaan kom. Ek bedoel, daar's nou, tans soos wat ons hier sit, is daar entstof in die land, wat die regering nie aanraak om te versprei nie, want hulle het gesê, hulle soek alles, hulle wil dit alles kan vat by die verskaffer moet 'n vertroulikheidsooreenkoms teken, en 'n afbetalingsooreenkoms, want die staat het nie die geld om dit by die privaat verskaffer te koop nie. So hy mag nie uit sy eie hand uit verkoop nie, maar die staat moet beheer kry oor dit vir boere om toegang te hê. Ja, so dit wil vir my oorkom, privatisering is die enigste uitweg wat ons het in die land op die oomblik in alle aspekte wat ons mee sukkel. Ek het 'n baie groot sagte plek vir die boere van ons land en jy sien, ek kan net sien in die koerantberigte en ek kan op sosiale media sien, dis 'n pleit. Dis 'n pleit vir hulp. Die boere is op hulle knieë. Ek meen, as ons nou met die droogtes die laaste ruk gesien het, daar's niks erger vir 'n boer as om sy eie dier se lewe te neem nie. Weens droogte nie. Nou begin dit gebeur weens back and claw. Wat is
hoe kan ek sê, die trauma wat julle mee sit op hierdie oomblik nou? Ja, Appel, ek dink die belangrike ding om ook te weet dat back and closure nie alle gesplete hoefdiere doodmaak nie. Ons sien dit soos amper glad nie in skape nie. Ongelukkig het dit oorgespring na die varkbedryf toe en daar kan ons het ons 'n klomp sterftes gesien. Nie net as gevolg van die siekte nie, maar ook as gevolg van daar is net soveel plek binne in 'n varkboerdery en dan moet jy hulle begin skiet want die spasie raak op. En as jy geïnfekteer is, daar's baie beperkte slagopsies, abattoirs wat jou toelaat om daar te laat slag. Ja. En daai boere verloor regtig baie inkomste. Dan het ons klaar gesels oor die melkbedryf en hoe baie diere ons daar verloor en dit is seker die grootste krisis uit 'n sterfte perspektief. Wat betref die beeste kant, kry ons dat baie boere hulle beeste deur die siekte trek. En nie oral is dit so erg soos wat dit by ander boere is nie. Ons sien baie, ja, dat speenkalvers vrek, maar daar is boere wat hulle diere daardeur kan trek. Die probleem is aan die verlies van inkomste kant. Dit maak dat boere hulle maak kriminele van hulle self want hulle het hierdie besluit om te maak. Of ek sny my eie keel en ek meld dit aan en hulle maak my toe vir 12 tot 18 maande. Of ek meld dit nie aan nie en ek probeer hierdie kudde van my rehabiliteer self en hom weer skoon kry, maar as iemand uitvind is dit 'n misdryf. Ja. En dit is hierdie verlies van inkomste wat dadelik gebeur wat die groot kwessie is en waar ons sien boere moet verloor, want dit is nie soos 'n droogte wat jy nou genoem het. Jy weet, daar sien ons die boere verkoop hulle vee stuk af, ja, teen 'n verlaagde prys. Kan nie back and close Jy kan nie. Alles stop net daar dadelik en alle kostes hoop oop. So ons kry boere wat net bel en sê, hoorie, maar ek het werkers om te betaal of ek het my kinders se skoolfonds of universiteitsgeld om te betaal. En dit is waar die impak inkom. Maar verder as dit, verder af in die pad, gaan ons sien dat dit net nie meer vir boere winsgewend is nie. Baie van hierdie boere kry 'n verlaagde prys as gevolg van die feit dat in hulle back and claw gebied is, as gevolg van al die voorsorgmaatreëls wat hulle tref. En as jou insetkoste meer is as jou wins, dan is dit nie meer 'n boerdery nie, dan is dit 'n welsynsgeval. En ongelukkig boer ons almal vir 'n wins, want as ons nie doen nie, kan ons maar net sowel oppak en stad toe trek of met 'n ander kommoditeit. En dis die oorspoeleffek. Dis waar ons gaan na 'n voedselkrisis situasie vir verbruikers. Ja, die voedselsekuriteit is vir my hoe gaan ons dit hoe affekteer die land? So ons sal daai sien seker oor die volgende 6 tot 12 maande waar ons nou alles uitgeslag het wat binne in die land is, al die uitvoere wat ons toegemaak het. Die uitvoerverlies vir 2025, 2026 gaan so 1.8 miljard rand wees wat ons nie meer kan uitvoer nie. En daai vleis gaan alles in die plaaslike mark ingestoot word. En dan gaan die pryse begin opgaan want ons gaan sien hoe kwyn al hoe meer en meer van hierdie boere wat net besluit het dis nie meer winsgewend nie. En ook vir daai, Suid-Afrika is een van 2 lande in die wêreld waar ons het nie rampfondse van die regering se kant af nie. Ons kry nie subsidies nie. Daar bestaan nie sulke goed nie. So dit is sulke goed wat regtig maak dat boere moet verloor, want as jy nie iemand het wat jou gaan help of dan jou plaas verkoop nie, is daar nie regtig 'n manier vir jou om verder te oorleef nie. Is die vleis in die winkels veilig? Ja, daar's een ding wat mense kan verseker is dat back and closure nie mense affekteer nie en daai vleis wat in die winkels is glad nie 'n impak sal hê op jou as verbruiker nie. Fransjo, is daar 'n ding is wat jy net wil sê vir die mense daar buite, vir die boere daar buite, en net om vas te byt in daai klas van dinge, asseblief, die vloer is joune. Ja, ek dink van ons kant af, jy weet, ons probeer ons beste. Ons het gaan kyk om te sê, wat is die kortste roete vir 'n oplossing? Ons weet dat daar 'n magdom entstowwe is wat die land kan inkom. Ons weet dis van goeie, betroubare verskaffers, dieselfde verskaffers wat die staat gebruik. Die probleem is net, die staat kan dit nie teen daai massa inkry en versprei nie. Maar ons het werklike goeie tegnisie, goeie laboratoriums, goeie verkoelingsfasiliteite en ons het gesien die vinnigste manier vir ons om boere te help is deur hierdie hofaksie. So ons hele rede daarvoor is, ons wil weet hoekom kan ons nie. Ons soek 'n hof om vir ons te sê, hoorie, maar daar is niks wat julle belet om vir 'n boer om deur sy veearts enstof te bestel by 'n Design Biologics of een van hierdie ander maatskappye en daai enstof die volgende dag op jou plaas afgelaai word nie. Want dit is hoe ons hierdie ding nou keer.
ek wil ook hê dat boere en mense wat bekommerd is aanspraak moet maak daarop, moet antwoorde vereis en moenie net val vir 4 minute talk lines of showreels van die minister nie, want dis wat hy het. Hy het 4 minute wat hy hierdie ding vertel. Hy sê, hoorie, ons is in 'n situasie waar ek hierdie 10 jaar plan uitgerol het nadat ek aangekondig het dat ek in November laas jaar die hele kudde gaan en die eerste keer in die geskiedenis. En dit gaan oor 3 fases gebeur en as ons klaar is met dit, dan gaan ons hierdie tyd hê waar ons vleis kan uitvoer na die res van die wêreld toe en ons vleis is sulke gehalte en dan gaan hy af op 'n tangent. Ja. Maar niemand vra oor die enkele stellings en die uitrolplan en die tydlyne daaraan gekoppel nie. En ons moet baie meer kritiese vrae vra. Aanspreeklikheid. Ja. En ek dink regtig die nuwe minister van landbou is dalk ons werklike hoop op 'n oplossing wat vir almal kan werk. En saai se lyn is oop vir enige boere om kontak te maak. En sien jy 'n positiewe uitkoms vir landbou in Suid-Afrika soos dinge nou tans gaan? Daar's altyd 'n positiewe uitkoms want ons maak dit maar nog altyd werk. Ek dink jy weet ons sit ja. Ek moet sê dit is een van die groter uitdagings wat ek al gesien het, maar in die lig van al die ander goed, jy weet, vee diefstal wat meer as R1 miljard elke jaar by boere vat, plaasmoorde, plaasaanvalle, kwynende infrastruktuur, slegte paaie, swak munisipale bestuur. Ten spyte van al hierdie goed floreer ons nog steeds. Ons is nog steeds een van die mees betroubaarste sektors in die land en ons groei elke jaar. En ons groei nie as gevolg van 'n minister wat vir ons markte oopmaak. Ja. Daai goed is al lankal gedoen deur ander privaat sektor handelsmaatskappye en boere wat kon lewer. So ek doen sien vir ons 'n goeie toekoms, maar ons gaan moet verantwoordbaarheid kry en veral by hierdie administrasie want te veel keer sê ons hoorie ons moenie nou oor praat oor hoekom ons hier is nie. Ons moet nou die probleem aanspreek. En ek kan nie daarmee saamstem nie, want dit is die feit dat ons nooit die probleem aanspreek nie wat ons keer en keer in hierdie tipe situasies beland. En dit is presies waaroor die appelkas gaan, is om die probleme aan te spreek en om Fransjo hier te hê is 'n absolute voorreg en soos julle kan hoor, 'n boer maak 'n plan. Baie dankie Fransjo. Dankie Appel.